Ek sit die rekorder as hy. OK, ek dink ons moet begin, anders te loop ons minute vir ons weg. Kom ons buig ons hoofde dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons ook vanaand weer so rondom u woord en met die hulp van u gees die verstaan van u woord besig kan wees. Sal u asseblief vir ons ook in hierdie redelike moeilike gedeelte van Openbaring regtig die insig gee om te verstaan waarmee u besig is. Wanneer u ook hierdie stuk van die wêreldgeskiedenis aan ons openbaar, sal u asseblief vir ons genadig wees sodat ons in dit alles vir u kan raak sien en nie vasgevang raak in die beelde wat Johannes hier sien en wat vir ons dit moeilik maak om baie dikwels ook daar deur te kyk en vir u nog altyd aan die agterkant daarvan raak te sien. Seën ons in ons samesyn en word verheerlik in Jesus naam. Amen. Ons is nog altyd 4, so ek gaan hierdie blokkietjie hier toemaak en ons bietjie meer van julle. Ons is, as ek nou reg is, so rondom Openbaring 17 vers 7. Dit is nou die tweede gedeelte van Openbaring 17. Ons het nou die eerste gedeelte laasweek saam met die tweede gedeelte van Openbaring 16 afgehandel en dan is ons nou by Openbaring 17 en die 7de vers daarvan. En dit staan onder die opskrif betekenis van die dier. Nou, dit is nogal belangrik dat ons hierdie dier net gou-gou in ons gedagtes weer vasmaak. Dit is daardie dier waarop die vrou die Babylon die groot prostituut sit en hierdie dier is een met 7 koppe en 10 horings en hy's helder rooi. Julle sal onthou, ek het oor die helder rooi het ek gesê die Griekse woord hiervoor is pyros en dit is 'n koninklike titel of 'n koninklike kleur, laat ons dit dan nou liewer so noem, en dan is daar is sy geklee in purperrooi en helder rooi kleure. En daai purperrooi het ons gesê is pyros en dit is ook maar net 'n koninklike kleur. Dis ook die kleur van die kleed wat hulle vir Jesus omgehang het toe hulle hom veroordeel het en hom toe nou begin spot het en op hom gespoeg het en met latte geslaan het en wat alles daarmee gepaard gaan. Nou gaan ons aan by vers 7. Toe ek die haar sien, dis nou Johannes wat nou sê, toe ek haar sien, was ek uitermate verbaas. Die engel sê toe aan my, waarom is jy so verbaas? Ek sal die misterie aan jou verduidelik van die vrou en die dier met sy 7 koppe en 10 horings wat daar dra. En dan hou die Openbaring op om te praat oor die vrou. Dan begin primêr die hele gedagte van die dier wat haar dra word nou baie sterk in die volgende klomp verse aangespreek. Ons sal, afhangende van hoe ver ons vanaand kom, sal ons agterkom dat hulle weer teruggaan na die vrou toe, want uiteindelik handel Openbaring 18 oor die klaagliedere wat die verskillende groepe mense wat met hierdie vrou te doen gehad het oor haar vernietiging sing. So die laaste paar versies van hoofstuk 17 kom weer terug na die vrou toe, maar hier word daar nou primêr gehandel oor die dier. Nou dit is 'n interessantheid wat 'n mens moet raaklees in die Openbaring as jy daarmee werk, dat nie die vrou nie, maar die dier hier ter sprake kom. So die vrou, het ons al reeds gesê, is geïdentifiseer as Babylon, en Babylon weet ons nou, is 'n benoeming van Rome in die Openbaring, eintlik in die hele Nuwe Testament, maar veral in die Openbaring dan, is dit 'n benoeming van Rome,
Maar daar was ons nou ook, dit het ons al raak gesien, 'n duidelike verdoeseling van die hele gedagte rondom Rome. So ons gaan nou gesels oor hierdie dier. En van hierdie dier met sy 7 koppe en 10 horings word daar die eerste volgende ding gesê. En dit is die dier wat jy gesien het, was eers, maar is nou nie meer nie. En hy is op die punt om uit die onpeilbare diepte op te kom op pad na sy ondergang. Ek wil net hier by hierdie versie 'n bietjie verpoos. Ek weet julle volg waarskynlik vir my uit die 83 vertaling en dan is die woorde nie altyd heeltemal dieselfde nie, maar dit maak nou nie saak nie. Ons het 'n paar belangrike dinge wat ons hier moet raak sien. Ons hoor hier van 'n dier wat was, wat nou nie meer is nie, maar wat op die punt is om uit die onpeilbare diepte op te kom. Nou, ek kan eintlik maar vir enige een van julle nou vra, waaraan laat dit jou dink? Want 'n mens kan amper nie anders as jy in Openbaring is en jy lees hierdie sinnetjie om terug te dink aan die selfopenbaring van Jesus in hoofstuk 1 waar hy gesê het hy is die een wat was, wat is en wat ewig sal wees, wat altyd sal wees. So hier het ons nou hierdie interessante verskynsel wat reg deur die Openbaring eintlik loop en veral van hoofstuk 12 af nogal redelik sterk na vore kom, en dit is dat ons ja, 'n beskrywing het van 'n namaaksel van die drie eenheid. So die dier was, maar luister nou mooi, Openbaring beskryf die Here Jesus, beskryf ons Heiland as wat was, wat is en wat ewig sal wees. Luister nou mooi, die analogie waarmee die Openbaring hier besig is om te reflekteer op hierdie hele gedagte van God die enig wat was, wat is en wat sal wees, maar hy doen dit op so 'n manier dat ons baie duidelik kan raak sien dat ons nie met 'n teenpool of 'n teenvoeter of 'n teestander van die drie enige God te doen het nie. Ons het te doen met 'n namaaksel. Hy was. Dis afgehandel. Ons weet uit Openbaring 12 wie hierdie dier was. Dit is die Satan. Ons sal net nou daarna toe terugkom. Hy is nie meer nie. Die dier van Openbaring 13 se eerste 9 verse is vernietig. Daardie beeld is afgebreek. In hierdie proses waarin God besig is om te oordeel oor die bose wêreld waarin die Satan reageer, is daardie dier afgebreek. Maar hy kom uit die onderaardse diepte op. Jy moet mooi hoor wat die teenpool is van die beskrywing van die drie eenheid. Want onthou nou, Jesus wat was, wat is en wat ewig sal wees, lewe nie meer hier op aarde nie, behalwe in die gestalte van sy liggaam, sy kerk, wat in hierdie wêreld leef. En ons is daardie liggaam van God, van Jesus in hierdie wêreld. So ons doen wat Jesus gedoen het. Dit is ons funksie, dis ons werk, dis ons rol. Hier die bose magte is so beperk en so aan bande gelê dat hulle nie meer is nie. Dis wat Johannes nou in hierdie visioen sien. Maar dan, wanneer die Here Jesus weer kom, dan kom hy uit die hoogte, uit die hemel, daal hy neer om die nuwe hemel en die nuwe aarde en die nuwe Jerusalem te kom vul met almal wat gelowig is, wat in Jesus Christus uitverkore is en wat dus saam met God lewe. Hierdie dier wat nou hier uit die
onderaardse diepte uitkom, is presies die teenoorgestelde van wat Jesus kom. Hy kom uit die onderaardse diepte uit, hy kom nie van die hemel af neer nie, hy kom op uit die onderaardse diepte, en wanneer hy dan uit die onderaardse diepte uit opkom, dan begin die einde van sy pad. So, die vraag is, wanneer gebeur dit alles? Moet ons dit in die komende tyd verwag? Is dit dalk iets wat reeds in proses is, wat aan die afloop is? Ek dink die vraag is eintlik in 'n sekere sin irrelevant, want ons het al vir mekaar gesê, as ons dink in terme van Charles Dodd se idee van hoe ons die 1000-jarige ryk moet verstaan. Miskien het ek dit nou nog nie met julle gedeel nie, dan moet ons dit verstaan as 'n ryk wat aangebreek het toe Jesus gebore is en wat voltooi sal word wanneer die nuwe hemel, nuwe aarde, nuwe Jerusalem gestig is en Jesus teruggekom het. As ons dit so kan verstaan, dan verstaan ons dat hierdie dier op pad is weg van daar waar God is, in die onpeilbare diepte, op pad na sy ondergang. En dan, baie belangrik, is die volgende ding wat Johannes sien, is dat die aardbewoners, en hier is een van die mooiste definities van die aardbewoners in die Openbaring. Ek het vir julle geleer in die proses waarmee ons besig was in Openbaring, het ek elke maal vir julle gesê, die aardbewoners of die mense van die wêreld, hoe jy hulle ook al wil beskryf in Openbaring, die aardbewoners is altyd die volgelinge van die Satan, die volgelinge van die bose. Die aardbewoners, en nou sê wie hierdie aardbewoners is, hulle is die mense wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe opgeskryf is nie. Hulle gaan verbaas wees wanneer hulle hierdie dier sien, wat eers was, nou nie meer is nie, en tog sal hy weer wees. So hierdie misterie van die dier wat eers was, nou nie is nie, en weer sal wees, en die verbasing van die mense wat agter hom aanloop, wat hom volg, is die gedagte wat Johannes nou hier by ons wil tuisbring. Die verbasing dat dit so kan wees, dat hierdie dier is wat was, wat nie meer is nie, maar wat weer sal wees, dat hy op hierdie manier tog nog 'n rol te speel het in God se kosmos, in God se skepping. En ek en jy weet dit is so, ons lewe eintlik elke dag nog in hierdie stryd tussen die magte van die bose en die magte van die hemel, die magte van die geeste, of die engele in die lug, die gees van God wat in ons woon, wat ons wil begelei. Ons lewe elke dag nog in hierdie stryd, en ons kry dit, hoe graag ons ook al wil, en hoe hard ons ook al probeer, net nie altyd reg, om te lewe asof die nuwe hemel en die nuwe aarde en die nuwe Jerusalem reeds gekom het nie. Want ons leef nou nog in hierdie tussentyd. Maar ons is nie deel van daardie mense wat verbaas is oor hierdie dier nie. Ons weet wie hy is. Nou, ek gaan vir julle nou presies sê hoe ons by die gedagte uitkom van wie hy is. Vers 9 begin dan met die woord: hiervoor is insig en wysheid nodig. Die 7 koppe is 7 berge waarop die vrou sit. Nou, Rome is gebou op 7 heuwels, op 7 heuwels, en dit is die verwysing hierso. So hier het ons 'n redelike direkte verwysing na Rome. Sonder dat Rome by die naam genoem word, is dit 'n redelike direkte verwysing na Rome. Maar weer eens, elke keer wanneer Johannes iets skryf in die gesig wat hy van God ontvang, die visioene wat hy van God ontvang, wat dalk vir Rome kan identifiseer, dan
doen hy weer iets of sê hy weer iets wat daardie hele gedagte dat dit definitief Rome is, wat daardie hele gedagte so 'n bietjie dit verdoesel, dat die keiser net nie moet uitfigure dat hy deel is van hierdie oordeelsplan van God nie. Want dan sou hy dit vir die kerk net nog swaarder gemaak het. Dis baie belangrik. So daarom sê hy nou ook, dis nie net hierdie 7 berge nie, dis ook 7 konings. Nou, dit is een van die moeilikste gedeeltes van Openbaring. Onthou nou, die titel van die boekie is Openbaring is nie moeilik nie. Maar ek het al 'n paar keer vir julle gesê, die feit dat ons sê Openbaring is nie moeilik nie, beteken nie dat daar gedeeltes is wat ons 'n bietjie mee worstel om te verstaan nie. Ons moet maar partymal so 'n bietjie spook om regtig te verstaan wat hier aangaan. So nou het ons te doen met 7 konings. En dit word nou soos volg beskryf. 5 van hulle het geval. Een het nog nie gekom nie. Hy is nog nie hier nie. En wanneer hy kom, moet hy vir 'n daar is nou een en die een is nog nie hier nie en wanneer hy kom, moet hy vir 'n klein rukkie bly. Daar het ons nou 7 konings. So 5 het geval, een is nou hier en dan kom daar weer een en daardie een moet vir 'n klein rukkie bly. Nou, dis van die moeilikste tekste in die Openbaring om te verstaan hierdie hele gedagte van 7 konings, 5 het geval, een is nou daar en daar kom nog een wat nog nie opgedaag het nie. Nou, die menings hieroor loop uiteen. Die eerste ding wat die ouens wat die teoloë doen, wat die verklaarders van Openbaring doen, is hulle vat die maklike uitweg. Hulle sê dit is 7 opeenvolgende wêreldryke. Nou, dis nie uit die duim uit gesuigde idee daai nie. Ons weet daar was voor Rome was daar 5 koninkryke wat geval het. Die Egiptiese koninkryk in die 3de millennium, so 3000 jaar voor Christus, dan die Assiriese koninkryk van die begin van die 2de millennium af, so 2000 jaar voor Christus, die Babyloniese ryk tussen 626 en 539 voor Christus, en dan die Meder-Persiese ryk vanaf ongeveer 550 voor Christus en die Griekse ryk wat van 323 tot 200 voor Christus in beheer was. En dan die volgende, die 6ste een, die een wat dan is dan volgens hierdie verklaring die Romeinse ryk wat tydens die skryf van die Openbaring nog aan bewind was en nog altyd 'n invloed uitgeoefen het op die kerk. Nou, kom ons maak net seker dat julle dit het. Dit staan in die boekie, julle kan dit altyd daar op bladsy 180 weer gaan nalees. Daar's 5 ryke gewees. Daar's 'n Egiptiese ryk, daar's 'n Assiriese ryk, 'n Babyloniese ryk, 'n Meder-Persiese ryk en die Griekse ryk. En dan van 200 voor Christus af die Romeinse ryk. En die is dan nou nog aan bewind. En dan sê hulle daar gaan sê die teks, daar gaan nog 'n 7de so ryk kom. Dis die een verklaring. Nou daai 7de ryk maak die ouens dan, jy weet, dis nou altyd 'n goeie vraag. Wie gaan nou hierdie 7de ryk wees? En nou weet ons uit die geskiedenis dat die polities georiënteerde ryke van by Rome geëindig het. Die Romeinse ryk het daar geëindig. Toe die Romeinse ryk val, toe is die wêreldheerskappye is toe verval. Daar was nie weer daarna 'n wêreldheerskappy wat dieselfde invloed op die wêreld kon hê as daardie 6 ryke wat daar was nie.
So wie sou dan die sewende een wees wat nog aan die kom is? Dis die vraag wat hierdie verklaring dan moet doen. Nou loop die gedagtes in twee rigtings uiteen en ek dink ek het al nog net een van die twee rigtings in die boekie aangespreek. 'n Mens leer my elke dag nog bietjie verder, maar hulle sê dan dat daar 'n herleefde Romeinse ryk gaan wees. En die rus dan volgens hierdie mense rus dit op die Nero herlewingsmite. Julle sal onthou, ek het al van tevore gepraat van die Nero redivivus mite. Dit beteken net dat Nero dood was en hy die doodheid opgestaan het en dat hy nou 'n herleefde ryk uh, uh, weer daar gaan stel. Nou ek het in Openbaring 13 toe ons daaroor gehandel het, ek al reeds vir julle gesê, dit is baie onwaarskynlik dat Johannes met so 'n mite sal werk in die Openbaring. Dis heel waarskynlik, dis ook heel onwaarskynlik dat God so 'n mite sou openbaar. Dis 'n ding wat tussen mense ontstaan het na Nero dood is en hulle nie wou erken dat Nero dood is nie, want dit sou geweldig baie invloede hê op die Romeinse ryk. So ek dink ons kan die hele gedagte van hierdie sewende ryk wat 'n tipe van 'n herleefde Romeinse ryk is, kan ons eenkant neersit. Ek dink nie ons hoef daar verskriklik baie aandag meer aan te gee nie. Maar as ons wil, en dis die ding wat ek nou so bietjie nuut bygeleer het, in die tyd tussen wat ek die boek geskryf het en waar ek vandag is, dan sou dit wel moontlik so kon wees, dat die Rooms-Katolieke Kerk die sewende ryk is. Want dit is omtrent die enigste instansie wat wêreldwyd 'n invloed het en wat wêreldwyd 'n bepaalde verkondiging van die valse evangelie dat 'n mens deur jou eie werke tot verlossing kom, wat dit wêreldwyd ook verkondig. So dis moontlik as sonder om daaroor doekies om te draai, sou 'n mens sê dis moontlik as 'n mens hierdie teorie wil aanhang en sê dit is die 6 of die 5 ryke wat geval het, die 6de een wat in Johannes se tyd nog aan bewind is en die 7de een dan die Rooms-Katolieke Kerk wat dan nou uit die Romeinse tradisie uitgekom het, eintlik uit die Romeinse tradisie uitgekom het. Die ander moontlikheid, 'n ander manier om na die teksgedeelte te kyk is om te sê hulle praat van 7 opeenvolgende keisers. So daar was dan 5 keisers en dan was daar 'n keiser wat regeer het in die tyd wat Johannes die visioen sien, en dan sou daardie keiser opgevolg word deur een wat nog nie is nie. Ek dink dis bietjie vergesog om met sulke enkel individue te werk. Dis amper dieselfde as om van Barack Obama of nou Donald Trump of Ramaphosa of so iets die 666, die 666 te maak. Dis verregaande. Dis nie 'n manier waarop 'n mens met die Bybel omgaan nie. So ek dink daardie teorie dat ons op 7 opeenvolgende keisers kan hê, kan ons maar een kant neersit. Die vraag bly net altyd, waar begin 'n mens tel? En waar eindig jy met hierdie telling? Jy weet, as jy waar jy ook al begin tel, iewers gaan jy in die moeilikheid inkom met die idee van die 7 keisers. Daar is nie 'n regtige vaste beginpunt nie. Julius Augustus of watter een van die keisers ook al pas net eenvoudig nie in die prentjie wat Johannes vir ons probeer skilder nie. Een ander moontlike verklaring, en die gaan ek so bietjie met julle deurgesels, en dis ook die verklaring wat ek vir myself aanvaar,
dat ons te doen het met apokaliptiese simbole. En julle weet nou al, ek sê die hele Openbaring is eintlik maar in simboliek geskryf. Daar's baie min dinge wat 'n mens in Openbaring letterlik kan verstaan indien daar enige is. So, as ons nou werk met hierdie 5 ryke wat geval het, die Romeinse ryk wat tans in Johannes se tyd aan bewind is, en dan 'n ryk wat op hulle sou volg, soos byvoorbeeld die herleefde Romeinse ryk, die Nero-Radivivus ding, of die Rooms-Katolieke ryk. As ons daarmee werk, dan beteken dit ons gee letterlike betekenis aan hierdie 7 konings waarvan daar in die teks gepraat word. En dit dieselfde geld vir wanneer jy werk met 7 opeenvolgende keisers. Ons gee letterlike betekenis daaraan. Ek het so 'n idee, ons moet binne in ons keuse, en dis 'n eksegetiese keuse wat 'n mens moet maak. Maar ek dink die hele Openbaring dui vir ons aan dat ons binne in ons keuse om die geskrif, die hele Openbaring simbolies te interpreteer, dat ons binne in daardie keuse moet bly. En ek dink as ons met apokaliptiese simbole werk, wat nou deel is van die Openbaring, Openbaring is mos apokaliptiek, dan word hierdie hele gedagte relatief maklik. En dan dui hierdie 7 konings net op die volheidsgetal, want 7 is mos nou die volheidsgetal van Openbaring, op die volheidsgetal van die dier wat was, nou nie is nie, op die punt is om uit die onpeilbare diepte op te kom op pad na sy ondergang toe. So ons het in hierdie beskrywing weer met niks anders te doen as net die Satan en sy 2 trawante, die anti-kris en die vals gees, die vals profeet. So as ons met daardie gedagte werk, dan is die problematiek van hierdie klomp konings wat nou hier opgenoem word en wat nou was en is en sal wees. Luister nou mooi, nie sal wees nie, maar weer sal wees. Dan is die hele problematiek daarvan opgelos, en dan ons het 10 minute oor, en dan werk ons hier nou maar net weer met die Satan en sy trawante, en dan pas dit ook in die aardbewoners, die navolgers van van die Satan, van die duiwel. Goed, julle kan die res van die boekie self gaan lees. Dis interessant, daar word dan gepraat in die teks van dat hierdie dier die 10 horings het, en dat die 10 horings wat jy gesien het is 10 konings, en hulle het nog nie die koningskap ontvang nie, maar hulle het vir 1 uur lang saam met die dier volmag soos konings. Hulle het net een doel voor oë, en dit is om hulle krag en volmag aan die dier beskikbaar te stel. Ek lees, hulle sal teen die lam oorlog voer, maar die lam sal hulle oorwin, omdat hy die heerser met 'n hoofletter van die heersers en die koning met 'n hoofletter van die konings is, en saam met hom die geroepenes, uitverkorenes en getroues. Vriende, nou dis, as 'n mens dit nou gelees het, dan moet jy eintlik nou dieselfde oefening doen as wat jy met die 7 konings gedoen het, moet jy nou met hierdie 10 konings ook doen, of met die 7 die 7 konings gedoen, moet jy nou eintlik met hierdie 10 konings ook doen. En nou is dit baie interessant dat ek in al die navorsing wat ek oor Openbaring gedoen het, nie een enkele teoloog gevind het wat die moeite werd is om te lees, en die wat van die Romeins of die Rooms-Katolieke opeenvolging van die paus hierdie konings probeer maak,
is nie die moeite werd om te lees nie. Dit is nou sommer suiwer spekulasie daardie en ons kan maar rustig daaroor wees. Uh ek het nie een gekry wat probeer om hierdie 10 konings te verduidelik en te verklaar nie. En ek dink die rede daarvoor lê daarin dat hierdie konings eintlik irrelevant is. Hulle het net een doel voor oë en dit is om die mag waaroor hulle sou beskik as konings tot beskikking van die dier te stel. Tot beskikking van die Satan, die anti-kris en die anti-gees te stel om oorlog te voer teen die lam. Maar die lam gaan oorwin. Die lam saam met sy volgelinge. Almal, so skryf die Openbaring hier, saam met almal, al die geroepenes, al die uitverkorenes en al die getroues. Die lam sal oorwin, want die lam is die koning van die konings en die heerser van die heersers. Mense sou selfs kon sê ook die Here van die Here. So elke keer met 'n hoofletter, Here, koning, hoofletter, koning, hoofletter, heerser, hoofletter. Die lam is onoorwinbaar. En dit is verskriklik belangrik dat ek en jy dit sal raak sien in hierdie gedeelte. Dan sluit, en ek wil net gou kyk na ons tyd, ons het so 6 minute oor, so ek dink ons gaan klaar kry met hoofstuk 17. Die waters wat jy gesien het, waar die prostituut bly, ek herinner julle net, hy het daar gesien by hierdie 7 heuwels, by die baie waters waar sy bly, en dan word hy mos nou weggevoer woestyn toe, so dis 'n verdoeseling van wie Babylon is, word hy weggevoer woestyn toe, en dan kyk hy vanuit die woestyn, sien hy die res van hierdie visioen, hy sê, die waters wat jy gesien het, waar die prostituut bly, is die volke, en skares, die nasies en die tale. Die 10 horings wat jy gesien het, en ook die dier, sal die prostituut haat. Vriende, dis nou die harde werklikheid van waar die wêreld heen gaan. Op die einde van die dag gaan die mense van die wêreld, die volke, die skares, die nasies en die tale, gaan die duiwel haat. Nie net ons as gelowiges wat teen die duiwel standpunt inneem omdat ons vir Jesus Christus kies nie, maar al die mense in die wêreld sal haar haat en hulle sal haar vleis eet en haar met vuur verbrand, staan daar in vers 16. So Johannes is nou hier van hoofstuk 15 af, is hy nou besig om 'n skarnier in te bou tussen wat in hoofstuk 17 gebeur het, waar hierdie vrou op die vuurrooi of op die bloedhelderrooi dier wat met helderrooi klere en purperrooi klere bekleed en goud en silwer en al sulke goeders aan haar gehad het, waar hierdie vrou en die dier wat dan nou vir ons beskryf word, waar hulle die objek word van die haat, omdat die dier uiteindelik die val van Babylon veroorsaak. Hy sê God het dit op hulle harte gelê om sy bedoeling uit te voer en om een doelwit voor oë te hê, om hulle koningskap aan die dier beskikbaar te stel totdat God se woorde hulle volledige doel bereik. Die vrou wat jy gesien het, is die groot stad wat heerskappy oor die konings van die aarde het, en hier vir die eerste keer 'n onmiskenbare identifikasie van Rome as die vrou wat op die dier gesit het. So, maar vers 17, hierdie hele oorgang van die beskrywing van die vrou en die dier, wat nou eintlik ons primêr gesentreer het rondom die dier, waarmee ons nou vanaand besig was, al hierdie goed gebeur, omdat God die opdrag daartoe gegee het, omdat God gesê het, so sal julle met hierdie vrou omgaan, sodat sy uiteindelik vernietig kan word, en dan
finaal in die laaste hoofstuk word, of die laaste versie, word die vrou dan geïdentifiseer as die groot stad wat heerskappy oor die konings van die aarde het. En dit is dan Rome. Dit is my storie. Ons het so 2,5 minute wat julle vir my kan skiet met vrae of opmerkings of gedagtes, iets wat nie duidelik is nie. Praat asseblief met my, dis 'n redelike moeilike gedeelte hierdie. Nee, maar Dominee, ek dink dit is heel duidelik. Dankie. Dankie, verstaan julle dit? Iewers, jy vra daar van jou kant af, Ja, dankie oom. is dit klaar. Julle reg, is julle tevrede dat julle iets verstaan van hierdie gedeelte van Openbaring 17. Ek sê weer, dis een van die moeilikste gedeeltes, omdat daar so baie gesprek daaroor is om te probeer uitvind wie is die konings en sulke goeters. En ek dink is onnodig. Ek dink dit maak dit onnodig moeilik omdat daar hierdie gesprek aan die gang is, maak dit onnodig moeilik. Ons sien hier in net die simboliese beskrywing van die duiwel as 'n volheid, as 'n volle eenheid. Ons kan hom maar net so sien en hy is op pad na sy ondergang, na die onderaardse diepte waar hy gaan uiteindelik wegwees. Baie dankie dat julle saam geluister het en saam gekuier het. Dis lekker, ons raak nou hier aan die einde van Openbaring vaardig met ons 40 minute. So dis lekker om vir julle te kan sê, hoop julle het 'n geseënde week wat voor julle lê. Volgende week as die Here by ons is, dan begin ons met hoofstuk 18 en hoofstuk 18 gaan 'n mens so in 4 dele doen. So ons gaan nie 4 weke daarmee spandeer nie, ons gaan net so 4 grepe van Openbaring doen, omdat dit is waaroor dit gaan. Dis 'n groot gedig met 4 versies. En ons gaan daai 4 versies doen. Dis nou volgende Woensdag en dan ek dink nie ons gaan hierdie jaar klaar kry nie. Ek dink mense gaan hier na Kersfees se kant toe gaan ons stop, maar ons het nou nog volgende week en die week daarna. Kom ons kyk hoe ver kom ons. Dan kry ons tog klaar. Volgende Woensdag. Wat vandag se datum, die 4de, dan die 11de. Okay.